baie welkom by die tweede episode van Wat's Jou Storie? Dankie, lekker om hier te wees. Ja, nee, ek is baie bly jy het ingestem om hier te wees. Ek wil net van ons kykers by die huis sê, asseblief onthou om te like en subscribe op Solidariteit se YouTube channel om al ons episodes te kyk. Nou, vir die wat jy nie ken nie, is jy eintlik Marco Billy van Deventer. Ek is maar, ek bly bring dit op. Ek voel Iemand sê Billy dit? is soos 'n goeie, is 'n guy name. Maar ek het gehoor, jy het bietjie vir jouself daai. Ek is baie trots op. Is dit? Spiekie lime. Ja, ek meen, ek gaan nou nie dit op uitbrei nie, maar as jy wil, kan jy. Billy, kan ek actually bly vra. Okay. Billy is kort vir biljoenêr. Okay? Okay. Want ek glo daarin om lewe te spreek. Dis goed. Glo daaraan. So nou gaan ek sê vir almal my naam is Billy, hulle noem my Billy. Biljoenêr. Hulle weet dit nie. Julle hoef dit nie te weet nie. Maar ons spreek dit uit. Spreek dit uit oor my. Ek sal dit vat. Daai is goed. So kan ek is Melissa, so kan ek gaan vir miljonair. Billy. Melissa Millie. Ja. Dan gaan ek Ek kan. Ek gaan nou nie so Maar as jy so klein wil maak, Ja. Ek wil dit Billy is ook klaar gevat. Ek kan vat jou. So ek gaan nou maar gaan vir miljonair. Ja, maar dit is bietjie baie strain wat ek op my gesit het, want Dis- jy baie is 'n biljoen, dis druk. ja, sterk maar absoluut. Ek meen, as iemand dit sou kan hanteer. Ek kan dit doen. Is dit ja. Okay, wel welkom by die Millie en Billy show vir vandag. Hallo julle. Maar ek wil vir die mense wat jy nou nie ken nie, jy is 'n sosiale media ster, sanger, liedjieskrywer, entrepreneur en ek voel jy het nie eintlik 'n inleiding nodig nie, maar wees 'n man en vertel ons 'n bietjie wat jou storie. Sure. Ek dink nou aan hierdie vertel jou storie ding, maar dit kan louder raak. Dis okay. Ons het tyd. Maar my kort storie is soos volg. Ek kom van Middelburg af. Ek sê dit vir mense, julle. Daar's 'n klein bit. Ek kom van 'n uitstekende fantastiese huis af. My ouers is soos wat jy kan imagine. Met hoe ek praat oor ons huishouding. Ja. Hulle is lieflike mense en hulle daar van so solid fondasie gegee vir my en my broer Wim wat julle binnekort van meer gaan hoor. Van Middelburg af het ek gaan swat en opgeskop. Lang storie kort. Ons gaan nie daarop ingaan. Oh, okay. Dit pas nie by die Ja, dit Billy pas nie. storie. Dit doen ek. Maar dan moet jy sê. En toe in die middel toe begin ons wees 'n man. Wat eintlik half die begin van al my ventures is en alles wat ek doen het wortels in wees 'n man op een of ander manier. Ek voel dit is hoe meeste mense jou ken ook. Dis Dit- maar. ja, dit weet is- jy 9 mal. Kan jy Ek wil jou Ek gaan uitverkoop. Ja, dis weird nee, want ek soos in 'n band en goed en dan kom mense nog steeds sê nou maar in 'n Cape ek het sê het jy al uit begin verkoop. Jy weet. En Dis nie maar ek het liedjies begin skryf. Ek weet, en ek ja. tree op. Dit so alles het bietjie wortels in Weseman. En Weseman het eintlik begin as ek en my pel Boepa, hy is my vernoot nog steeds in Weseman. Dis Ons het daar was so 'n formaat Be a Man in Amerika, Boston Be a Man en jy sê net 'n klein dingetjie en dan sê na die tyd Be a Man. So toe begin ons dit, ek neem vir Boepa af en hy sê net maar sit jou skoonma in die ou huis Weseman. Dis al wat dit was. Toe trek Boepa Bloem toe. En toe kan hy is nie gemaklik om die video self te maak nie en ek moet hom eintlik afneem toe sê ek as ons in die moeilikheid ek gaan dit moet begin maak die video's. So dit was hierdie plan nie. Okay. Toe begin ek die video's maak en toe begin dit so 'n bietjie loop 'n rukkie later het ek vir die wy ontmoet wat saam met my sing. Ons het toe ons het Sorry, ek was ons het toe 'n video gepost op TikTok. Jy weet ons het hierdie hele net vir inside info het dit 'n 2 jaar plan gehad ek en Rowy van hoe ons gaan en toe op ons eerste video toe scout Jerry Clown is ons van Kuleski. Dis so cool. Ja, maar nou toe ons by die studio kom, want toe sê hulle wil hulle kom gesels. Ja. Toe ons daar kom, toe herken hulle ons verwees man, toe sê hulle ons wil met julle gesels want verstaan jy hoekom sê alles het so 'n bietjie portals in wees man. Ja. Toe begin ons sing. Van die sing af het ek bietjie betrokke geraak by die labelkant van dinge by Kuleski en hulle het my ingetrek om te begin liedjies skryf wat ek eintlik wil doen. Dit is eintlik my passie is om liedjies te skryf. En jy het al 'n paar treffers. Ek het dank die Vader al daarom saam met 'n paar lekker mense geskryf. En van daai skrywery af het ek gevoel daar's ander kreatiewe avenues om te half explore. En ek het saam met my broer Wim en Konrad het ons 'n ding begin. Mama Media waar ons ads maak en so tussendeur dit alles het ons so 'n bietjie ons is wyd versprei creatively as ek dit so kan stel. En tussendeur dit alles het ek vir 'n nier van 'n Westhuizen ontmoet, vir 'n nier West is ons van 'n rook sein. En yes, ek en daai ou het
het dit 'n vriendskap gestart wat jy nie kan glo nie. En ons dink baie dieselfde. En hy het dit toe raak gesien en my geleentheid gegee om saam met hom 'n restaurant oop te maak. Dis En ons maak binnekort nog 'n paar oop. By the way. ja, dis 'n bysit. Ja. So dis wat kort my ek wil nou nie te veel, ek weet nie hoeveel detail ek moet gee daarin, maar dis perfek. net om te verduidelik hoe ek in hierdie klomp goeters beland het. Dit is half die storie, maar alles kom maar terug by Wese Man op die einde van die dag. Dis eintlik amazing. Ek meen, ek dink nie jy sou seker indink dat dit die fondasie van alles sou gewees Nee. het wat jy dan nou Nee. uit nie. Kyk, ons het Wese Man begin eintlik maar om geld te maak. Dit klink nou verskriklik in hindsight, Ek meen Billy, jy's nou eerlik. Billy. Ons het in die begin toe het ek na baie influencers gekyk en gedink, jy kan enigiets verkoop met daai hoeveelheid followers. Jy kan doen net wat jy wil. Ja. Toe stig ons Wese Man om 'n platform te word waarvandaan ons jy weet enigiets kan doen. En dit het eintlik toe so uitgewerk op die einde van die dag as jy nou mooi daaraan dink, want alles kom so al van Wese Man af. Maar ek het nie gedink dit gaan So, ek het nie gedink dit gaan hier wees vandag. Ja. Baie dankbaar vir dit. nee, dit is regtig amazing. Ek wil eintlik soos dit is nou interessant dat dit ook jou musiekloopbaan begin het. Ja. So, waar het jou liefde vir musiek eintlik nou maar vandaan gekom? Is dit al van kind af of hoe Ja. dit toe nou verder ontwikkel? Ja, kyk ek het maar musiek in my bloed dink ek. Talent. My ouers nee, nie talent maar net die liefde vir musiek. Ek dink my ma het vertel my baie van soos my ma se oupa wat verskriklik musikaal was. My pa is 'n massive music fanatic. Ek kan nie die noot hou nie, maar Ek meen hy geniet hom. hy het die liefde vir ons gegee. Ek onthou nog ons het dit klink soos 'n klassiek ding wat al die musikante sê, maar ons het heeltyd musiek geluister altyd. Altyd. Moet jy nou Verstaan jy? En jy weet hulle doen dit altyd die musikante. Hulle doen. Ek het groot geword met musiek Daar's huis. soveel Maar video's van my wat sing en net dans al van 3 jaar uit af nog voor ek kon praat. Maar ons het net dis die ding. Nee, ek glo. So my pa het altyd musiek gespeel. Maar toe het my broer, baie van hierdie goed kom ook terug na my broer, toe soos jy kan hoor. Ek het hom al klaar 'n paar keer gemention, maar hy is net 'n byse hy's nog ons 'n figuur wat die hele tyd daar is en die hele tyd daar was. So hy speel 'n groot rol eintlik. Hy speel 'n massive rol. Hy speel eintlik die grootste rol, maar hy het die musiek ding nog ons van vroeg af het dit hom gebyt. So hy het dromme gespeel en hy was in bands en hy sulke random stories. Hy het viral gegaan op YouTube al toe hy in graad 9 was, want hy het so 'n drom ek weet nie wat So loud ding gedoen. voor YouTube 'n ding was vir hom, you know. En hy het toe 'n liedjie geskryf een keer op 'n ukulele. Wat hy het nie geweet hoe om te speel nie. Hy sê baie musikaal. Ja. Het 'n ukulele by iemand en toe is al ukulele vir my baie cute. Toe ek dink ek moet kom ek Bietjie kyk dan. ja, ek wil eintlik net mense impress en whatever. Dink hoor ja. Aan die ukulele speel. Toe begin ek gitaar speel om eintlik om 'n meisie te impress. Ja, Kom want altyd terug na dit toe ek. dit doen. Want ons was graad 7 toe begin se van ouer ou. Ooh. Dit was so. net- dit was Jy too moes much vir my. upskill. Jy moes Ek moes. Yes. Dis dit. Ja, hy is nog graad 8 en in die hoërskool maar Alright. ek kan gitaar speel. Ja, soos kan hy. Hy kan nou nog nie. Kelvin. Voor wil jy is Kelvin. Jy kan nie musiek speel nie, maar jy kan. Anyway, toe needless to say ek het hom nooit beïndruk nie. Oh. Maar die liedjie wat ek geleer het 'n maand later, dit was nou Ja. ons liedjie hoor. Jy sien dit kom ek nie. En dit was sulke moeilike liedjie. Nadat toe kon ek gitaar speel, maar my broer het my deur hierdie goed hy het my geleer gitaar speel en seker tipe goed. So daai musiek ding kom al lankal, maar ek wou eintlik altyd net 'n skrywer wees. Want in ons huis was dit half soos my broer is die obvious entertainer. Ek wil 'n ingenieur word, maar ek het bietjie van hierdie kreatiewe goed. So ek wil eintlik net 'n skrywer wees en 'n besigheidsman. Dit was my goal was. Ek wil jy weet besigheid doen en dan liedjies skryf on the side. Wel, nou vir jou 'n bietjie ekstra. Dit bietjie royalties, ek het nie eens geweet hoe dit werk nie, maar Ek hoop jy nou 'n bietjie meer kennis. ja, ek het Soort van- ongelukkig nou meer kennis. Die besigheid gaan alleen rol. Nee. Maar ja, so die musiek ding kom al 'n rukkie, maar dit het maar baie invloede van my gesin af en van my broer af en so aan. Dis eintlik so 'n mooi storie want ek dink
Mense praat nie baie daaroor nie, maar mense grootwordjare beïnvloed eintlik mense baie. Mense moet dit nie altyd as 'n verskoning of 'n rede gebruik nie, maar dit bou maar tog 'n fondasie in die mens wat jy word en die trauma wat jy dan nou najaag. Dis crucial en dis altyd 'n moeilike ding vir my want ek kom van 'n uitstekende agtergrond af. So ek het nie dis moeilik vir my om saam te praat. Kyk, almal het hulle dinge. Ons het obviously ook ons goed wat ek nou nie op lig gaan sê nie. Jy weet net, ag, jessie. Ek trou op die koffie help om dit uit te kry. Nee, so jy weet elke huis het maar sy kruis en ons het ook ons challenges gehad, maar op die einde van die dag het ek was dinge net goed. Ons fondasie was reg gebou en dit is moeilik vir my want dis moeilik om begrip te hê want jy weet jou agtergrond vorm jou. Dit is sommer net so. So enigiemand wat op enige manier optree, ons 'n rede daarvoor. En die mense moet altyd 'n bietjie terugdink, maar ek's net daai vanilla ou wat dank die Vader se groot genade, maar ons het regtig goed groot geword. Dis En ek's baie dankbaar daarvoor. Jy weet al hierdie goed wat gebeur is ongelooflike gebed van my ma se kant af en my pa. Ja, Ek dink jy verstaan nie. dis Hulle is mooi. hulle is bidders, hulle bid vir ure, joke met jy. So hulle knie is nou. Ja, letterlik. Ek kom nie eens vir hulle probleme veroorsaak nie. Dat hulle Nee. vir daai moes ook gebid het nie. Nee, dit Daarom net is meer vir die sukses. ek dink hulle was dit soos korte deurbraakies soms dan. Ja, nee, ons moet nou iets sê. Oh my Nee, ek God. dink daai is die mooiste want jy is in jou geloof. Dit is die belangrikste op die einde van die dag. As jy nie dit het nie, dan gaan jy ook Ja. nie bereik wat jy het nie. So. Verseker. Ek's 'n kind van die Here. Ek sê dit vir mense ook. Jy weet ek sien perfek net maar baie foute. Ag, doen ons Soos mense al geraak gesien het. Op die einde van die dag, dit is my fondasie reg soos ek gemention het en alles word op dit gebou. Alles. So die platforms wat ek het en goed, ek nooit as myne nie. Dit is nie daar vir my om jy weet geprys te word of om nice te voel nie. Ek's baie bewus daarvan. Ek's baie bewus daarvan dat dit daar is vir 'n rede en vir 'n purpose en vir 'n boodskap wat ek moet uitgee. En wat dit is verander en ek weet nie altyd nie. Ja, nee, mens figure dit maar uit. Mens figure dit uit. Solank jy bewus is daarvan, ek as jy hopelik op die regte spoor. Nee, ons kan net hoop op die einde van die dag. Maar sommer op daai noot, wat sal jy sê is dan die belangrikste ding wat jy na skool geleer het? Die belangrikste ding wat ek geleer het na skool, verseker is dis soos 'n lewensmotto is begin het. Jy moet net iets doen. Neem net die aksie. En dit is so partykeer as ek hierdie goed sê dan kan ek voel hoe cliché dit klink wanneer ek like soos daai Instagram pages wat hulle sê jy moet get a cash badge. Jy moet net begin. Maar regtig, dis een van my groot goed en ek skryf 'n boek Inside Info. Ja. Al vandat ek 18 is Okay. wat my lewe volg want Dis wat my goed. frustrasie is altyd hierdie jy kry mense wat suksesvol is en dan sê hulle soos jy lees hulle storie en dan skiep hulle alles. Dit sal wees soos toe sukkel ek, toe kry ek 'n investor, toe sukkel ek nie meer nie. Maar wat ek wil weet wat in die middel gebeur het. Exactly. So ek soos document alles wat ek doen Dis al verlang en in daardie boek skryf ek hierdie lesse neer en die ding wat heeltyd terugkom is begin het. jy sê. Want daar kan niks gebeur met 'n plan in jou kop nie. Dit kan nie. Nee, dit kort daai aksie om deur te voer. Ja, hy kort aksie of hy kort iemand of hy kort jy weet hy kort iemand wat die potensiaal sien of iets maar hy moet in die wêreld ingaan. En ek dink dalk ek kan verkeerd wees, maar met baie jong mense is hulle sit half terug en wag net vir dit om te gebeur. Ja. Dit is as jy het hierdie planne en jy het hierdie drome, maar jy kan nie net terugsit en dink, "O, jy weet, iewers down the line gaan dit gebeur," of as ek niks van my kant af doen nie. Ek dink daaraan, maar jy moet nog steeds daai van jou kant af daai verantwoordelikheid vat om te sê ek wil. Ek het hierdie plan, ek het hierdie drome, maar ek moet begin en net gaan vir dit. Absoluut. Ek dink 'n ding wat gebeur, dit gebeur in my kop ook is as jy aan die toekoms dink, dan dink jy dis ver en jy dink goed gaan dit uitwerk, hè? En dit gaan. Ons glo dit. Ja. Want ons het beloftes wat dit vir ons sê, maar dit gaan nie uitwerk presies soos dit in jou kop is net sommer net nie. En yes, ek praat eintlik nou groot want baie van my geleenthede, al my geleenthede, dit was groot genade en dit was die regte mens op die regte plek op die regte tyd, maar ek glo nog steeds dit kom van 'n aksie eers af. Presies. En jy het harde werk ingesit. Ek meen ek is seker jy het nie net
ook gesit en gedink soos, okay, nee, ek gaan net op die regte tyd op die regte plek wees of die regte mense althans probeer ontmoet nie. Jy het die harde werk in jou kan sit. Ek het en ek dink daai goed kom van dit is 'n kwessie van regte tyd, regte plek, maar net aksies kan jou in daai posisie sit. Ja. So ek het die regte mense ontmoet, prys die Here vir dit. Ja. Hulle sou my nie ontmoet as ek nie jy weet 'n paar goed gedoen het soos video's van myself op die internet gesit het. Toe dit nog nie cool was nie. Ja, Verstaan jy wat ek presies, sê? soos wat doen hierdie ou? Toe niemand almal doen dit nou. Ja. Toe ons het dit gedoen toe Kyk wat jy nou 'n trend begin hier so. nee, maar dit was weird. Ons het backlash ook maar gekry van die Ja. pelle en maar dis nou net 'n klein voorbeeld van ek sê nie dit is hoekom ek al hierdie jy weet dinge doen nie, maar dit sit jou in 'n posisie waar jy bou leverage en jy bou waarde op waarvan mense wil deel wees. Dis waar die hele ding gaan. Jy moet jouself opbou tot op 'n plek waar jy waarde het om te bied en ruil vir iets anders. Ek kan vir jou waarde gee, ek kan dit vir jou doen. Jy het kennis wat ek nie het nie. Dit is hoe 'n partnership vorm. En as jy op 'n plek is waar jy nie geld het nie soos wat ek was, heeltyd ek kan nie invest in iets nie, ek het nie geld nie. Ja. Dan moet jy vir jouself waarde opbou op 'n ander manier. Sien, dit is ook nie 'n verskoning nie. Daar's wyse mense om dit ook te doen. Absoluut. Ja. Ja. So wat sal jy sê is een stukkie advies vir jong mense? Ek meen ek voel by jong ouderdom nou al baie sukses bereik en alles en dit is genade van bo, maar wat sal jy sê vir mense behalwe nou begin het? Ek bedoel daar is 'n baie goeie stukkie inligting, maar wat sal 'n ander stukkie advies wees wat jy vir jong mense gee? So ek dink almal het iets waaraan hulle goed is of wat natuurlik vir hulle kom. Ek dink ek is bevoorreg om per ongeluk te kon agterkom wat dit is vroeër al. Ja, ja. Ek het baie mense geleer lewe en ontdek dit eers later. My pa het byvoorbeeld later ontdek waarvoor hy regtig lief is. En ek dink hy het altyd eintlik geweet dis dit. Maar ek dink hoe vroeër jy kan ontdek wat dit is, wat vir jou natuurlik kom. Dit waarna jy goed is 'n manier om te dien. En dis 'n manier om te serve en dis 'n manier om dis nie vir jou dis nie daar vir jou om dit net te geniet nie. Dit is ook so maar wat vir jou natuurlik kom en waarna jy goed is jou tool en jou skill om jou purpose uit te lewe. So ek dink as jy kan ontdek wat vir jou natuurlik kom of wat jou passie is, jy weet so vinnig as moontlik, daar's nie haas in die lewe nie, maar as jy kan heeltyd op 'n ontdekkingsreis wees om uit te vier wat dit is en dan in te lok op dit, dan dink ek sal jy op 'n goeie plek wees en ek dink geleenthede sal dan kom. So as jy kan, dit is moeilik om te weet wat dit is. Ek weet vir al die jene uit skool uit ek het nie geweet. Ek dog ek wil ingenieur wees. Ja. Kyk nou, hoe daai vir jou uitgedraai het. Net opgeskool. Ek het opgeskool. Maar ja, as jy kan uitfigure ergens wat maak 'n vuur binne in jou en wat maak iets wakker in jou en wat is iets wat jy die heeltyd aan kan dink en nie boeg raak nie. In die aande as jy opstaan in die kar as jy op die highway ry enige tyd en dan in daai rigting in tyd en effort in sit, dan dink ek gaan jy op 'n goeie plek kom eventually. Daai is baie goed. Ek voel ek gaan nou hierna 'n bietjie introspeksie. Gaan nie gaan dink. Yes, ek gesels regtig baie lekker met jou en ek voel jy kan nog baie lank aangaan, maar ons kom nou by die gunsteling deel vir my. Okay. En dit is die wat se antwoord. So ek gaan vir jou 5 blitsvrae, kort, kragtig, moenie te veel daaroor dink nie en dan moet jy nou van sê. Okay, eerste een, sleutel tot sukses. Sleutel tot sukses, gebed. Sien, daai is mooi. Burgers of pizza? Burgers, smash burgers, Billy Boy smash burgers. Sien ek het geweet ek gaan dit daar, iewers gaan jy dit in. Instagram of YouTube? Instagram. Is dit? Groot fan. Kort video's, nie Kort, lang. ja. Vandag, wees 'n man. Wees 'n man. Koop uit, daai tipe ding. Agter die skerms of voor die kamera? Agter die skerms. Nee man, jy dan so 'n natuurlike presence Baie voor dankie die man. kamera. Dis makliker agter die kamera. En dan, ek weet hier is 'n moeilike liedjie, met alles wat jy het. As jy net een van jou besighede moes kies om nou vir die res van jou lewe te doen, wat sê ons? Jo. Ek weet. Dit is 'n mal vraag. Ek jammer. Dis 'n great vraag. Ag dankie. Een van my besighede moet kies. Net een, Hy mag niks anders word nie. niks anders nie.
Dis so Stiek met moeilik. dit tot die einde toe. Ek voel of ek moet sê wees 'n man want ek het dit al klaar so baie gesê. Ek kan nie hou op hy dan. Nee, dat ook baie nie. Ja, ek weet ek geniet baie om die advertensies deesdae te maak Okay. saam met my broer. Ek geniet baie die restaurantbedryf saam met hulle hier. Maar ek dink die musiekbedryf is probably Is dit die een wat gaan weet? ja, dis Ek my access ook. Ek nie gaan. en ek hou van die musiekbedryf. Ek hou van die besigheid agter die musiekbedryf. O, jy sien, dit werk met 'n plan, maar dis ook nie net een ding dan nie. Ja, ek dink dalk die musiek skryf. As ek nou moet logies dink oor longevity is Ja. seker die musiekbedryf, ja. Okay, ja, dit was baie goeie antwoorde. ek hou daarvan. Ek sou nie gedink jy kies musiek nie, maar ek is ook. baie bly want ek Ek is so nogal fan. verbaas, ek weet nie wat ek weet nie. Ag, dis Gaan verander eendag. Dit is die waarheid wat uitkom. Eendag. Maar Marco, baie dankie dat jy hier was. Vandag ek het regtig baie lekker met jou gesels en ek dink jy het baie van ons kykers ook geïnspireer sonder dat jy dit eers weet. Jy het regtig 'n baie ek wil sê ek weet ek nou baie die woord mooi gebruik, maar so 'n goeie manier om die regte boodskap oor te dra en ek is baie bly jy stiek met dit wat jy weet wat jy doen. Dankie julle, dit was lekker. Hoop ek kon 'n bietjie iets deurkry na iemand. Ja, nee, ek dink jy is verseker. Ek wil vir almal net by die huis herinner, like, subscribe, los bietjie kommentare, laat weet wie julle nog op hierdie episode wil sien en dan ja, cheers vir eers. Daar's soveel nuwe episodes wat wag vir Wat se storie, so maak seker jy bly op hoogte. Gaan volg Solidariteit se sosiale media kanale, Facebook, Instagram, YouTube, selfs Spotify. Gaan luister en gesels saam. Cheers vir eers.